Dankie. Dankie Here vir u woord wat u bevestig het, Vader. Vader, u is ernstig met ons wat hier sit, nie met die ou staan in die straat nie. U praat met ons vanmôre wat hier sit, en die wat luister en kyk, u praat met ons. En u is ernstig oor die saak. En dankie dat u spreek, dankie dat u lewe, en dankie dat u nog praat met ons. En ons wil dit ter harte neem vanmôre, dit wat u sê. Kom Heilige Gees, kom openbaar die Vader se hart vanmôre aan ons. Dat ons ernstig maak met dit wat u besig is met ons. Kom Heilige Gees, kom lei ons, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ekskuus. Daar's 'n klomp goed wat ek voorberei het. Daar's 'n klomp naleeswerk wat ek gedoen het. En daarom is dit my so goed, wil ek dit wat jy gedeel het, want op die ou ende is dit wat ek ervaar die Here met my deel wat ek met u wil deel, is dat ons besef nie die voorreg wat ons het, en ek het dit gesê en ek gaan dit nog baie vir dalk sê, die voorreg wat ek en jy het om God se teenwoordigheid in te gaan nie. In die Ou Testament, ek weet nie waarom ek begin. In die Ou Testament het God vir Moses die tabernakel gewys. En ons gaan dit, kom ons bly vinnig soontoe. My vrou sê ek lees te veel, maar ek wil hê jy moet dit sien in die eie Bybel, en dis hoekom ek vra, bring jou Bybel saam. In Exodus, en bly by Exodus, ons is nog baie, totsiens, hallo, totsiens. Ekskuus. Dankie Rihanna. Ons gaan na Exodus 25 toe. Dit gaan oor dit wat Willie gedeel volgens, God se teenwoordigheid. Voordat ons daar gelees, onthou toe God vir Adam en Eva geskaap het, wat was God se verlange? God se verlange is om by die mens te wees. Ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre. God se verlange van die begin af. Toe hy vir Adam en Eva gemaak het, hy het gewandel in die aandwyntjie saam met hulle. God wat by die mens gewees het. As jy 'n titel wil gee, vanmôre van my boodskap is dit. God se begeerte is om by sy liefling te wees, en dis ons. En hy het saam met Adam en Eva gewandel. En nou weet ons die tyd met Moses, en God sê vir Moses, luister, ek wil hê jy moet 'n tabernakel maak. En ons gaan na hoofstuk 25, vers 8 en 9. Vers 8 en 9. Ons is by Exodus 25, 8 en 9. Ook moet julle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in julle midde kan woon. God se hart. Vers 9, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle maak. Met ander woorde, God ervaar, kom ons gaan eers terug. Met ander in Exodus 20, onthou u, ontmoet God vir Moses vir God. Hy het in die wolk in gegaan, en God wil hê, hy wil die hele volk sien, en die volk sê, nee, ons wil u nie sien nie, ons is bang. Dis Exodus 20. Reg, nou ek sê dis 25, nou sê wys God, en dis belangrik. God wys vir hom die tabernakel in die hemel. En hy sê vir hom, luister jy, bou vir my so 'n ding op aarde. Met ander die tabernakel wat Moses gebou het, het hy gesien. Vers 8 sê, God het hom laat sien die tabernakel in die hemel, en sê vir hom, bou vir my so 'n ding. En dan sê die Here vir Moses, luister jy, maar ek gaan in julle midde wees. Ek sal op die verbondsark wees, in die middel van die verbondsark, dis waar my teenwoordigheid gaan wees, by julle. En in die Afrikaans praat al van die versoendeksel, ek hou van die Engels, hy sê, on the mercy seat, was God se teenwoordigheid.
Maar wat baie interessant is, in hoofstuk, nou gaan ek my boek nodig hê, in hoofstuk, en ons gaan dit nie lees nie, in hoofstuk 33, hier is 25, in hoofstuk 33, bou Moses nog 'n tent, want onthou die tabernakel, wie kon in die tabernakel ingaan? In die voorhof kon, luister mooi, in die voorhof kon ingaan die leviete wat diens gedoen het, die priesters en die hoofpriesters. In die heiligdom, onthou die prentjie wat ek vir jou gewys het, die tent self in die heiligdom kon net die priesters ingaan en die hoofpriesters. Maar dis nie waar God se teenwoordigheid was nie. God se teenwoordigheid was in die allerheiligste, in die verbondsark. Daar kon die hoofpriester net een keer 'n jaar ingegaan het, vir sy sondes en die volk se sondes wat hulle nie bely het nie. Maar Moses het 'n ander begeerte gehad. Moses het 'n begeerte gehad om God se teenwoordigheid nie net elke dag te kan ervaar nie, vir die volk ook. Vir hom was dit nie genoeg nie, luister, dit was nie genoeg dat die hoofpriester hom gaan verteenwoordig nie. En daar het hy die tent van samekoms gemaak, en dit gaan jy lees in Exodus 33. Daar maak Moses 'n ander tent, en God se teenwoordigheid is in daai tent, en hy kan, enigiemand kon daar ingaan het wanneer wil. Blaai net vinnig soontoe, ek wil net 2 verse daar lees vir u. 33. Kom ons lees vers 7. Exodus 33 vers 7. Hy sê, Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af, en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, hy uitgegaan na die tent van samekoms wat buite die laar gestaan het. Ek hoop u hoor wat Moses gedoen het. Moses het tabernakel gebou, maar net die hoofpriester mag God ontmoet. Nou maak hy 'n ander tent, sit hom buite die laar, en elkeen wat God wou raadpleeg, kon ingegaan het. En die heerlikheid van die Here het dan gedaal op hierdie tent. En dan, hy beskryf dit verder daar, Moses het ingaan, en dan die heerlikheid, die wolk het gesak oor die tent. En Moses het gemeenskap met God gehad. Nie toevallige teenwoordigheid nie, wil nie, maar hy was in die teenwoordigheid van God gewees. En Joshua was ook in die tent. Maar God se hart is, luister mooi my boetie sussie, God se hart is om by mense te wees, sy mens vir wie hy lief is. Reg, en dan skiep ons 'n klomp hoofstukke, en dan gaan ons na Dawid toe. En dit kan jy lees in 2 Samuel 6, ons gaan dit nie lees nie. 2 Samuel 6, lees ons van dat, onthou, ek ken die storie dat Dawid het maar na die ark gesoek, na die verbondsark. Hy kry hom toe en hy maak hom mooi waar, die sleep die kus na sy stad toe, en ons weet die osse struikel toe die ark wil val, toe gryp, hy dan sy naam was Ussa, na die ark, en toe gaan hy dood, en Dawid is verward en wonder wat gaan aan, en dan praat hy, dan gaan hy terug om te sê, maar toe sê die Heer vir hom, luister nie, maar mense moet die ark dra. En dan dra hulle die ark. En hulle offer, gelees dit 'n bietjie, dan offer hulle daar aan mekaar, elke 6 tree het hulle offers gebring, en Dawid het gedans soos 'n malle voor die Here. Sy vrou het gesê, luister, jy's koekoes, hoe kan jy jou so belaglik maak? Dan sê Dawid, man, ek sal my nog meer koekoes hanteer voor die Here. Maar dan bring hy die ark in sy teenwoordigheid, en raai wat maak hy? Hy sit die ark weer in 'n tent. En hierdie tent is weer nie soos die tabernakel nie, is weer soos die tent van Moses. Daar het 'n lofprys en aanbidding vir die Here gee 24 uur. Hy het begin met 288 mense wat diens gedoen het, en hulle het geëindig met 4000 mense, wat aan mekaar lof en eer aan die Here gee het. Wat ek vir jou probeer sê, God wil by ons wees, by die mens. Nog 'n paar hoofstukke aan.
Dan gaan ons na die tempel van Salomo. Dit kan u gaan lees in 2 Kronieke 7. Blaai gou soontoe net. 2 Kronieke 7. Konings na konings, 2 Kronieke. Onthou jy wat gebeur het dat Moses wou vir die Here, Dawid wou vir die Here 'n tempel bou, en dan sê die Here vir Dawid, nee, jy sal dit bou nie, maar jou seun sal. En dan bou Salomo die tempel, en daar spesifieke voorskrifte wat die Here vir Salomo gee en wys, wat hy alles in die tempel moet plaas. Maar in hoofstuk 7, toe hulle die opening van die tempel het, kan jy gaan lees hoe die heerlikheid van die Here neerdal in die tempel. En dat niemand kon staan nie. Reg, daarvan vers 1 af kan, en ek gaan dit nie lees nie. Maar God se heerlikheid dal weer op die tempel neer. Wat ek vir jou en my, wat die Here vir my en vir jou sê, luister mooi, ons het 'n voorreg dat ek en jy elke dag die heerlikheid van die Here kan beleef en ervaar. Elke dag. Kom ons gaan na Hebreërs toe. Hebreërs. Ek het laasweek dit gevat in Engels, en ek wil dit net gou in Afrikaans vir u lees. Hebreërs 9 gaan ons lees, maar hy praat van die nuwe verbond. Onthou die ou verbond is waar Moses die tabernakel gebou het, die hoëpriester net een keer in die jaar kon ingaan met die bloed van bokke en stiere. Kom ons lees dit. Ek is by Hebreërs 9, kom ons lees van vers 7. Kom ons begin by 7. In hoofstuk 9 gaan jy sien beskryf wat in die tabernakel gebeur het in die Ou Testament. Vers 7. Hebreërs 9:7. Hy sê, maar in die tweede die hoëpriester alleen, met ander woorde die tweede gedeelte, die allerheiligste, het net die hoëpriester alleen ingegaan. Maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan het. Vers 8, waarmee die Heilige Gees duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank die eerste tabernakel stand gehou het nie. Met ander woorde, terwyl die ou tabernakel daar was, kon net die hoëpriester ingaan het. Dit was die ou manier. En dan praat hy nou van die tweede gedeelte. Kom ons gaan na vers 11 toe. Dan sê maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester, luister mooi, omdat net die hoëpriester kon een keer ingaan het, in die Ou Testament. Nou het Jesus Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met die hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Met ander woorde, nou sê Jesus, ons hoëpriester, het in die tabernakel ingegaan, maar hy is nie met hande gemaak nie. Waar is die? Dis die een wat in die hemel is. Omdat Moses het gesien die en 'n afdruk gemaak vir die ware een. Nou sê, Jesus het ingegaan in die tempel in, as hoëpriester, wat nie deur die mense gemaak is nie. Hy sê, ook nie met bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring het. Ek gaan nie daar verder lees, ek kan lees, vers 24, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teenbeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Met ander woorde, nou sê hy, toe Jesus gesterf het, toe hy
na die hemel toe gegaan as hoëpriester vir ons, met sy eie bloed voor die Vader verskyn, en 'n ewige verlossing vir my en jou teweeggebring het. Reg, wanneer dit plaasgevind, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek wil graag hê ons dit lees vanoggend, en ek gaan vinnig soontoe gaan. Kom ons gaan na Johannes 16. Want toe ek dit raak lees, was dit vir my besonder. Voor dit was ek die mekaar nie geweet waarvan hy praat nie. Johannes 16. Reg, Johannes 16 praat hy oor, Jesus sê, luister, hier by vers 7, sê dis voordeliger laat ek weggaan, want dan gaan ek die Heilige Gees stuur en hy gaan in julle woon. En dan praat hy oor die Heilige Gees en ek gaan nie daaroor kan lees die volgende nie. Kom ons gaan na vers 16 toe. Johannes 16:16. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, 'n klein tydjie en julle sal my nie meer sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na my Vader gaan. Hierdie, baie mense het op 'n stadium gedink, dit is oor die wegraap, die wederkoms en wegraap wat gaan plaasvind. Nee, dis nie dit nie, want hy sê dis 'n klein tydjie. En dan as hulle toe Jesus toe die disippels dit hoor, toe sê hulle nou, wat gaan hier aan van 'n klein tydjie? Wat beteken? Hulle is verwonder daaroor. En ek gaan dit nie lees, kom ons gaan na vers 20 toe. Hulle vra toe, weet, wat beteken klein tydjie? Nou sê in vers 20, voorwaar ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar, en dis 'n sleutel, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal droefheid wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Met ander woorde, hier sê vir luister, julle gaan treur en huil, maar die wêreld gaan juig. Hy praat hier van sy dood. Reg, en dan praat hy van 'n vrou, en ek sal dit nie verstaan nie, hy sê, dis soos 'n vrou wat baar. Dis pyn, maar wanneer die kind gebore het, vergeet sy van die pyn, want daar's 'n nuwe lewe. En dan gaan ons om na die volgende bladsy toe. Ek sê die volgende bladsy. Hy sê dan in vers 23, en daardie dag sal julle my niks vers 22, julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle harte sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle, 'n kort tydjie gaan julle droefheid hê, julle gaan ween. Maar dit is net 'n kort tydjie. En dan verskyn ek weer, en dan gaan julle bly wees. Wanneer dit gebeur, kom ons blaai na Johannes 20 toe. Hierdie is baie interessant toe ek dit lees. Johannes 20. Johannes 20, die opskrif sê die opstanding. Ons het nou dag dit gevier. En ek gaan nie alles kan lees, ek gaan net die eerste vers vir lees. Hy sê, Johannes 20 vers 1, en op die eerste dag, baie belangrik, en op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene vroeg, terwyl dit nog donker was, jy moet dit onthou, by die graf, en sê dat daar geen steen voor die graf is nie. En nou gaan ek nie verder lees nie, sy kom op die graf, die steen is weg, en daar is niemand daar nie, sy hol toe terug, na die disippels toe, en sy kry vir Petrus en hy dink Johannes, en nou hol hulle weer terug na die graf toe, en lyk my, Petrus was bietjie starig, dis twee wat gehardloop, lyk my, hy sê die eerste vir wie God lief was, ons weet, dit was Johannes, lyk my, hy het vinniger gehardloop as Petrus, kom by die graf, en hulle sien die graf is leeg, en hulle besluit toe wel, die graf is leeg, hulle gaan terug huis toe, kom ons lees dit in vers 10, dit is nog steeds Johannes 20:10. En die disippels het weer huis toe gegaan. Reg, en dan vers 11. Maar Maria daar bly staan. En toe verskyn daar engele aan haar en sê, wat soek jy hier? Toe sê sy, luister nie, het jy hulle weggevat? En hulle sê nee. En toe verskyn Jesus aan haar. En sy draai om
Jesus sê van vers 15, Jesus vir haar vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat hy tuinier was, amazing. Sy het hom nie herken, sy het dink hy was tuinier, antwoord, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my, waar hy hom neergelê het. En dan vers 16, en Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, wat beteken meester. En vers 17 is belangrik. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Baie belangrik, na Jesus opgestaan het, verskyn hy in Maria, en hy sê vir Maria, luister, moenie my vat nie. Wag, moenie my vat nie, want ek gaan nou na my Vader toe. Hoor jy wat sê hy vaar? Ek gaan nou na my Vader toe. Reg, maar gaan sê vir die disippels, ek's op pad. En dis wat die kort tydjie is. Na sy opstanding, toe het hy opgevaar. Reg, kom ons lees nou vers 19. Kom ons lees net weer vers 17. Hy sê, en Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. Vers 17. En toe dit aand was, daar die eerste dag. Kom stop daar. Wanneer verskyn hy Maria? Vroeg die oggend. En hy sê vir haar, moenie my vat nie. Die aand, die eerste dag, nog daai selfde dag, met ander woorde, kom ek stop net eers daar. Met ander woorde, Jesus praat met haar, hy vaar op na sy Vader toe, wat hy daar gaan doen? Hy bring die bloed, hy stap in as die hoëpriester voor sy Vader. En met sy eie bloed gaan hy in die heiligdom en van God in. En dis wat ons lees het in Hebreërs 9. Hy het in God se teenwoordigheid in die tempel onthou, hy het in die tempel ingegaan wat nie met hande gemaak is nie. Hy het in die tempel ingegaan in die hemel en sy eie bloed voor die Vader gebring. That's amazing vir my. En en dan daai aand, hy sê, en toe dit aand was, vers 19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, toe stap hy deur die mure, en hy verskyn aan sy disippels en sê, luister die sek, en hy blaas oor hulle. En 8 dae daarna, onthou jy Thomas sê, as ek nie hom voel en sien nie, sal ek nie glo hy het opgestaan nie. Kom ons lees dit gou. Dis in vers 26. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne. En Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom, terwyl die deur gesluit was, en hy het in hulle midde gestaan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, reg, ensovoorts. Maar wat ek vir u wou gewys het vanoggend, is dat Jesus gaan in die teenwoordigheid van sy Vader in die tempel, en hy bring sy eie bloed. En hy sê, ek het die volle prys betaal. En daarna sê hy, nou kan hom aanraak. Met ander woorde, kon hom nie aanraak voordat hy ingaan het in die allerheiligste by God se teenwoordigheid nie. Reg, kom ons gaan nou terug na Hebreërs 10 toe, en ek gaan daarmee hopelik afsluit. Nee, ek gaan nie afsluit met dit nie. Ek gaan nog een vers daarna lees. Hebreërs 10. Waaroor gaan dit vanoggend? God wil hê ons moet in sy teenwoordigheid ingaan. Voordat ek dit lees, toe ek as ek gedink het aan toe Jesus gesterf het aan die kruis, onthou jy, toe die voorhangsel geskeur. By my, toe die voorhangsel geskeur, en nou mag ons in die heiligdom ingaan. Maar my prentjie wat ek gehad is nog steeds van die tabernakel. Maar ek was verkeerd, want God is nie meer die tabernakel nie.
toe die voorhangsel geskeur is, ek glo die meer akkurate deel is God het uitgekom uit die heiligdom uit. En waar is God nou? Hy sit in die hemel. En God aan sy regter en Jesus aan sy regterhand. Ons gaan nou lees. Met ander woorde, toe die voorhangsel skeur, het God, en God is oor ons, toe hy is in die hemel, en nou sit hy by die troon van genade, wat ons gelees het in Hebreërs 4. Hy sit daar en Jesus sit sy regterhand. Kom ons lees dit gou. Hebreërs 10, ons begin by vers 11. Hebreërs 10:11, hy sê, en elke priester staan wel dag vir dag in diens, om diens waar te neem, en dikwels dieselfde offer te bring, wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy, beteken Jesus, het, nadat hy eenmaal vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Jesus, waar is Jesus nou? Hy sit aan die regterhand van God, waar? In die hemel. God is in die tempel, in die hemel. En Jesus is aan sy regterhand. Dis waar God in Jesus is. Reg, en nou ek wil graag hê, kom ons gaan na vers 19, 20. Ja, ek gaan net daai 2 verse dalk lees. Hy sê in vers 19, en hier is vir my belangrik, en dit sluit aan by dit wat Willie gesê het. Hy sê dan, terwyl ons broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Op 'n nuwe en lewendige weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n hoëpriester, 'n groot priester het, oor die huis van God het. Laat ons toetree met waaragtige hart, en volle geloofsversekering. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou, want hy wat beloof het, is getrou. Ek lees bietjie aan, want ek wil hê jy moet sien wat staan daar verder. Hy sê, wat is die kerk? Vers 24. Laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Vers 25. En laat ons onderling byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer nadat julle die dag sien naderkom. Met ander woorde, in vers 25 en 24 praat hy oor die gemeente. Met ander woorde, selfs in die gemeente sê, is dit vir ons 'n geleentheid om met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid te gaan. En daarom is dit belangrik, dit wat Willie gedeel het, vanoggend. Ons kan in God se teenwoordigheid wees, maar ons het nooit 'n ontmoeting met hom nie. God het 'n begeerte dat ons hom sou ontmoet. Van die begin af. God se hart is nie dat ons hemel toe moet gaan nie. Oepsie, gaan dit weer sê. God se begeerte is nie om ons hemel toe te vat nie. God wil saam met ons hier op aarde wees. Kom ons, ek sluit af met dit dalk. Ek sien dit was 'n skokkende woord. Kom ons gaan na Openbaring 21 toe. Openbaring 21. En die mense wat baie lief is vir die see, lyk my ek slegte nuus vir julle. Kom ons lees Openbaring 21. Hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. Lyk my met nuwe aarde, nuwe hemel, sorry. As jy wil jou swem, neem jou swem nou klaar swem, want daar gaan nie 'n see wees nie. Reg, en dan sê hy, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toebereid soos 'n bruid vir haar man versier. En dan vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense,
en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. God kom tabernakel saam met sy mense op die ou einde. Wanneer daar nuwe aarde en nuwe hemel kom, dan kom God se tabernakel is dan op aarde by die mense. Wat is God se hart? God se hart is by die mense vir wie hy lief is. En ek kan nie dit bedink nie. Dit is vir my amper te hoog om te verstaan. Maar dit is nog altyd God se hart gewees. God wil 'n ontmoeting met jou hê, Frans. Elke dag. Elke dag. Elke dag. En raai wat, die volk het dit in Moses tyd nie gebruik nie. Ons lees nêrens daarvan dat die volk in die tent van samekoms ingegaan het nie. Maar ons lees van Moses. En ek wil vir u sê vanmôre, God het jou, hy wil jou graag ontmoet elke dag. Elke dag. En soos wat Willie vanmôre gesê het, kom ons gooi nie hierdie geleentheid weg wat ek en jy het nie. As jy stiltyd hou, kan jy stiltyd hou sonder dat God teenwoordig is. Sonder ontmoeting. En God sê vanmôre vir ons, ek wil jou ontmoet. En vandat die Here met my gepraat het oor hierdie ding, het my gebedstyd heeltemal verander. Want ek weet dis ontmoeting. Dis nie 'n ritueel nie. Wil het vanoggend gesê, God is hier. Hy's hier. Dat beteken nie jy het hom en ek het hom ontmoet nie. En God wil dit hê in my stilte tyd ook. Dat ek nie net stilte tyd sal hê nie, maar dat ek hom sal ontmoet. En Jesus het vir ons moontlik gemaak. Hy sê sy liggaam geskeur. En nou kan ek hier met vrymoedigheid ingaan in God se teenwoordigheid. Nie met my werke nie. Luister mooi, dis wat ek eerste gedeel het vanoggend. Into thy presence we come not by the works we have done, but by thy grace. And thy grace alone. Die vyand wil hê, jy kyk na jou werke, goed of sleg. En dan sê, Here, ek gaan nie soek volgend nie, want ek het weer 'n helse uitval met my vrou gehad. Of ek het weer dit gedoen, of ek het dit weer gedoen. En God sê, luister, jy kom nie na my toe met jou werke nie. Jy kom na my toe deur die bloed van Jesus. Dis die enigste manier. Dis al wat tel. En nou sê vir jou, kom met vrymoedigheid. Want ek sit by die troon van genade, om vir jou genade, om barmhartigheid te gee. As geen veroordeling. En dis hoekom dit so wonderlik is, toe God die eerste keer aan Moses verskyn het, was dit nie hierdie heilige, vreesaanjaende God nie. Wat Moses sien, dit is 'n God van barmhartigheid, lankmoedigheid, genade. Dis wie hy is, my boetie en sussie. God nooi ons uit. Kom ons spandeer tyd met hom. Kom ons ontmoet hom. Want is in sy teenwoordigheid waar hy ons verander. Nie wette nie. Is in sy teenwoordigheid, wanneer ek tyd met ons spandeer, dan verander hy my om meer soos hy te word. Ek het iets Vrydag geskryf. Ek probeer net dink wat was dit. Dit was dit was in Engels. We here not to bring glory to ourselves, but glory to God. God se heerlikheid wil God hê moet deur ons skyn. En dit gebeur net as ons tyd met heerlikheid spandeer in God se teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader, laat U met my praat. En elkeen wat hier sit en elkeen wat geluister het, dat U hartsbegeerte is ons te ontmoet, van die begin af, van Adam, Eva, Moses, Dawid, Salomo,
U hartsbegeerte is om tyd met die mens te spandeer. En dankie Jesus dat U die voorhangsel oopgeskeur en laat ek en elkeen wat hier sit, elke dag, elke oomblik van die dag, kan ons in die teenwoordigheid inbeweeg, U ontmoet. Want U is daar in die kar, U is daar by die werk, U is by die sport, U is by my ontspanning, U is daar. En dat ons enige tyd in die teenwoordigheid kan ingaan om U te ontmoet, om U te praat. Dankie vir dit wat U gedoen het, Jesus. Dankie vir dit wat U gedoen het. Wat 'n geweldige groot voorreg het ek nie om tyd met die lewende, almagtige God te spandeer. Dat ek die voorreg het om dit te doen deur die bloed van Jesus. En Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat hier sit. Help ons, laat ons hierdie voorreg wat ons het, dat ons dit nie sal misbruik nie, sal mis nie, maar laat ons tyd met U sal spandeer. Tyd met U spandeer. Sodat wanneer ons nie daar is en dat U ons sal ken. En dat U sal sê, hy, sy is myne, ek ken hulle. Dis my gebed vanmôre, Vader, in Jesus naam. Amen.